As daar nou een ding is waarvan ek baie bewus is die feit dat mense my dophou. Die feit dat ek 'n voorbeeld is vir ander mense. Ek staan so rukkie terug. Nou sê ek baie siek. Jesus, ek is verskriklik siek. Ja. Ek het my kop op van die kussing afgelig en ek besluit die dag, my vrou maak vir my 'n afspraak by die dokter en nou gaan ek dokter toe en ek was lanklaas in my lewe was ek so siek gewees. Nou ek voel goor en ek lyk goor en ek is nie lus vir mense nie. En nou stap ek in by die apteek nadat ek by die dokter was. Nou moet ek medikasie kry en ek is regtig baie siek. En as ek siek is, ek hou my pause en daar's baie keer wat ek op die kamera sit en ek is siek of ek is voor die gemeente en ek is siek en ek voel nie goed nie, maar ek hou my pause. Maar hierdie keer kan ek nie my pause hou nie, maar ek voel nie lekker nie en ek is nie lus vir mense nie. En nou staan ek in die apteek. En nou kyk ek na mense terwyl ek nou in die apteek staan en nou staan ek so en hou ek mense dop. En ek hou daarvan om na mense te kyk want ek kyk na die uitdrukkings en ek sien wat in mense se lewens aangaan. En ek het so geruime tyd terug het ek 'n maatskappy bidtuur gedoen by 'n sekere maatskappy. En een van die werkers kom verbygestap en sê hallo pastor, how are you? En ek praat toe met die persoon en ek sien toe 'n vrou is op haar telefoon en sy gee aandag. Sy gee aandag. Tog okay? En nou staan ek in die ry en baie lang ry, daar's 'n klomp mense wat siek is en hierdie persoon praat met my en die persoon gaan weer en ek groet die persoon en daar gaan die persoon. En nou staan ek in die ry en kom bietjie nader en hierdie persoon maak dit klaar met die telefoon. En die persoon kyk toe na my en groet toe en ek sê hallo en hierdie persoon sê maar hoorie so ek ken jou. Ek kyk jou video's. Nee, ek is daar van Mpumalanga en ek is deur hier in Gauteng vir 'n kort tydjie en ek kyk altyd jou video's. En hier vang sy my op 'n oomblik in my lewe waar ek so swak voel. En ek voel soos 'n niks werd en ek voel siek en ek lyk siek en ek is nie lus vir mense nie. Maar ongeag hoe ek voel, moet ek nog steeds die voorbeeld stel waar ek ook al gaan. En ek besef dit. Dat eerstens ek staan in die ry en iemand wat my ken van maatskappy bediening af, sien my en kom groet my en nou moet ek moet my pause hou en ek moet wys maar hoorie so ek is nog steeds wie ek is ten spyte van hoe ek voel. En baie keer gaan ons deur storms. Ons gaan deur omstandighede en baie keer is ons hier binne, is ons siek. En ons voel nie goed nie en ons is op die laagste plek in ons lewe, maar nogtans moet ons die voorbeeld stel. Dis baie keer moeilik. Die moeilikste ding vir 'n gelowige om te doen, is om 'n voorbeeld te stel, ongeag waardeur daai persoon gaan. Want ek gaan ook deur storms, net soos jy. Ek voel ook sleg, net soos jy. Ek raak ook siek, net soos jy. Maar nog steeds moet ek die voorbeeld stel, nog steeds moet ek die geloof behou, nog steeds moet ek my lig laat skyn. En ek besef net, weet jy wat, mense hou my dop. Mense hou my dop. En ek is so bewus van wanneer ek in die publiek is, hoe ek mense hanteer, of daar 'n glimlag op my gesig is, of ek frons en of ek kwaad is en hoe ek funksioneer. Ek is so bewus daarvan. Weet jy hoekom? Want dit gaan nie oor die feit dat ek op sosiale media is nie. Gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die feit dat ek kan iemand se lewe impakteer. Ek kan iemand se lewe impakteer. So rukkie terug, nou kom ek by 'n winkel. Ek gooi petrol in, gooi diesel in my voertuig en ek stap by die winkel in en is op 'n dag waar ek voel maar dis asof die wêreld op my skouers druk. En ek stap in by die winkel, nou koop ek vir my net gou ietsie om te drink. En ek kom by die counter en hier staan 'n dame, maar sy is so vriendelik. Sy het so groot glimlag op haar gesig. Sy doen absoluut moeite om my te erken. En sy groet my en sy het 'n glimlag en sy sê how are you doing en haar absolute passie en oorgawe lig my op. En ek voel, wow, dit was nou die moeite werd gewees om by hierdie winkel in te stap. Ek voel sommer beter.
Ek kan sommer die wêreld so 'n bietjie anders in die oë kyk. En dis hoe ons as gelowiges moet funksioneer, want jy het die geleentheid om iemand se lewe te impakteer. Kan ek gou iets vir jou lees? Luister gou wat sê die woord. Hier in Titus 2 vers 7. En die woord sê die volgende, hy sê, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. Wow, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. Hoe gaan mense die skepper van hemel en aarde leer ken as hulle dit nie deur jou leer ken nie? As hulle hom nie deur jou sien nie, as hulle nie bewus word van sy liefde deur jou nie, hoe gaan mense dit weet? Hoe gaan mense weet dat daar is 'n God in die hemel en hy se realiteit as hulle dit nie in jou kan sien nie? Daarom wil ek hierdie woord vir jou bring vandag en ek wil jou bemoedig. Hou aan om 'n voorbeeld te wees. Betoon jou as 'n voorbeeld in goeie werke in alle aspekte. Laat die goeie werke en laat die vriendelikheid van die lewende God in jou lewe duidelik sigbaar wees, sodat die God van hemel en aarde in jou verheerlik sal word. En wees so bietjie bewus, wanneer jy in die publiek is, wanneer jy in die voertuig ry, wanneer jy in die publiek is, wanneer jy by 'n winkel instap, waar jy ook al is, raak so bietjie bewus van ander mense en besef dat ander mense wat om jou is stikkend, hulle is seer, hulle is minderwaardig, hulle sit met sielswonde in hulle lewens, hulle ervaar druk en omstandighede wat jy dalk nie het nie. So weet jy wat, betoon 'n voorbeeld. Wees daardie voorbeeld van goeie werke, sodat jy kan wys dat daar is 'n God in die hemel en dat hy in en deur jou verheerlik sal word. Halleluja, jy het die geleentheid om mense se lewens te verander en ek wil jou bemoedig vandag om dit te doen. Dat jy op hierdie Vrydag 'n verskil sal maak in mense se lewens en dat ander mense kan getuig oor wat jy kom doen het in hulle lewe en die voorbeeld wat jy gestel het. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, dit is weer eens 'n amazing voorreg om met jou te kan gesels en mag hierdie woord vandag 'n verandering kom maak in jou lewe om jou aan te spoor om goeie werke uit te leef. Halleluja, wees geseënd, geniet jou Vrydag, tot volgende keer, Shalom.